Welkom by Môre onder die soeplig, die program waar ons elke week vir 5 minute die toekoms onder die vergrootglas plaas. Vandag kyk ons na 'n idee wat vir sommige amper utopies klink, die post-skaarste ekonomie. Vir die grootste deel van die menslike geskiedenis was ekonomie gebaseer op eenvoudige werklikheid, skaarsheid. Daar is nie genoeg hulpbronne vir almal se behoeftes en begeertes nie. Daarom moet samelewings besluit hoe om arbeid, grond, energie en kapitaal te verdeel. Maar sommige futuriste meen dat tegnologiese ontwikkeling uiteindelik hierdie historiese beperkings kan verander. Hulle praat van 'n post-skaarste wêreld, 'n ekonomie waar die meeste basiese goedere en dienste so volop en goedkoop is, dat hulle feitelik vir almal beskikbaar is. Maar wat beteken post-skaarste? In 'n post-skaarste ekonomie word baie van die dinge wat ons vandag as skaars beskou, radikaal goedkoper en makliker om te produseer. Dit kan gebeur deur 'n kombinasie van tegnologieë. Kunsmatige intelligensie wat groot dele van werk outomatiseer, robotika wat produksie byna sonder menslike arbeid laat plaasvind, gevorderde vervaardigingstegnieke soos 3D drukwerk, goedkoop hernubare energie, veral son- en windkrag, biotechnologie wat spoedproduksie meer doeltreffend maak. In so 'n wêreld kan baie produkte, van voedsel tot basiese vervaardigde goedere, amper sonder marginale koste vervaardig word. Dink byvoorbeeld aan hoe digitale produkte vandag werk. Sodra 'n stuk sagteware geskep is, kos dit byna niks om miljoene kopieë daarvan te versprei nie. Futuriste stel dus 'n wêreld voor waar basiese behoeftes, kos, energie, basiese behuisings en selfs sekere vorme van gesondheidsorg vir byna almal beskikbaar is. Die moontlike voordele in so 'n wêreld te realiseer, kan dit enorme voordele vir die mensdom inhou. Eerstens kan armoede dramaties afneem. Wanneer voedselproduksie en energie goedkoop en volop word, kan die basiese oorlewingsbehoeftes van miljarde mense makliker vervul word. Tweedens kan mense meer vryheid oor hulle tyd hê. Indien robotte en KI baie van die ekonomiese produksie oorneem, hoef mense dalk nie meer hulle hele lewe rondom 'n betaalde werk te organiseer nie. Werk kan verander van 'n noodsaaklikheid na iets wat meer oor betekenis, kreatiwiteit en bydrae gaan. Derdens kan 'n post-skaarste wêreld kreatiwiteit en kennisproduksie versnel. Wanneer mense nie voortdurend oor oorlewing hoef te bekommer nie, kan meer energie gaan na wetenskap, kuns, opvoeding en eksplorasie. Laastens kan dit selfs geopolitiese spanning verminder. Baie konflikte in die wêreld draai rondom toegang tot hulpbronne en soos energie, water en voedsel. As hierdie hulpbronne volop raak, kan sommige van die strukturele oorsake van konflik verswak. Maar voor oorvloed kan daar ontwrigting wees. Tog is daar 'n belangrike waarskuwing wat baie futuriste maak. Die pad na post-skaarste wêreld kan baie onstabiel wees. Wanneer tegnologie vinnig werk vervang, kan groot dele van die arbeidsmark onwrig word. Miljoene mense kan hulle tradisionele werk verloor voordat nuwe ekonomiese strukture gevorm word. Ons sien reeds vroeë tekens hiervan. Outomatisering verander fabrieke, KI verander kantoorwerk, die digitale platforms verander hoe besighede funksioneer. Hierdie oorgang kan lei tot tydelike ekonomiese skokke, politieke spanning en selfs sosiale onrus. Die geskiedenis wys dat groot tegnologiese revolusies, soos die industriële revolusie, dikwels gepaard gegaan het met dekades van aanpassing. Die grootste gevaar wat baie ontleeders raak sien, is die verskerpte ongelykheid. As die tegnologie wat oorvloed moontlik maak, KI-stelsels, robotika, groot netwerke, in die hande van klein groepie of maatskappye of elites bly, kan hulle enorme ekonomiese mag opbou. In so 'n scenario kan die wêreld tegnies genoeg hulpbronne hê vir almal, maar die toegang tot daardie hulpbronne kan ongelyk bly. Met ander woorde, post-skaarse tegnologie kan bestaan, maar die samelewing kan steeds skaarstes ervaar, omdat die voordele nie regverdig versprei word nie. Wat moet in die plek wees om 'n werklike post-skaarste wêreld daar te stel? Vir 'n werklike inklusiewe post-skaarste ekonomie sal verskeie strukture waarskynlik nodig wees. Eerstens, breë toegang tot tegnologie. Die infrastruktuur van oorvloed, energie, KI, digitale netwerke
moet wyd beskikbaar wees en nie net deur 'n paar korporasies beheer word nie. Tweedens, nuwe ekonomiese modelle. Idees soos universele basiese inkomste of universele basiese dienste, sosiale dividende uit outomatisering of gemeenskaplike tegnologie-infrastruktuur word dikwels bespreek. Derdens, sterk instellings en beleid. Regerings en internasionale instellings sal waarskynlik 'n rol moet speel om monopolie te beperk, mededinging te beskerm en seker te maak dat tegnologiese vooruitgang tot 'n breë welvaart lei. Vierdens, 'n nuwe kultuur rondom werk en waardes. As betaalde werk minder sentraal word, sal samelewings nuwe maniere moet vind om betekenis, status en bydrae te definieer. 'n Toekoms vol moontlikhede, maar dit is nie outomaties nie. Die idee van 'n postkaarse wêreld herinner ons aan iets belangrik. Tegnologie bepaal nie alleen die toekoms nie. Die manier waarop samelewings tegnologie organiseer en bestuur, maak net soveel saak. Die tegnologiese potensiaal vir oorvloed kan groei, maar die sosiale en politieke keuses wat ons maak, sal bepaal wie daarvan voordeel trek. Die wegneem idee. 'n Postkaarse wêreld gaan waarskynlik nie net deur tegnologie geskep word nie, maar deur 'n kombinasie van tegnologie, beleid en menslike waardes. Oorvloed is moontlik, maar dit moet ook bewus gebou word. Tot volgende keer wanneer ons weer saam in die toekoms onder die soeklig plaas.